Ek sê goeiemôre aan ons gemeente en goeiemôre aan al ons inluisteraars. Ons hartwens is dat u vandag saam met ons hierdie diens sal geniet en dat dit ook vir u vandag in die geesmens sal raak. Ons spreek uit dat verkwikking en vrede in u gemoed vandag sal vergestaal in jou lewe. Kom ons bid saam. Aba Vader, ons as gemeente en as inluisteraars kom na u toe. En ons buig voor u en ons kom en sê, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Die hele wêreld is vol van die magtige teenwoordigheid. Ons loof en prys u naam. Ons maak u naam groot en ons kom sê, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Vader, ons wil bid vir hierdie woord en ons wil vra dat u deur die Heilige Gees hierdie woord sal seën in elkeen se hart hier teenwoordig en hulle wat inluister. En Here, dat hierdie woord hierdie week by ons sal bly en 'n verdieping in ons geesmens sal bewerkstellig. Word u verheerlik daardeur in Jesus naam. Amen. Ek gesels vandag met julle almal oor die krag van opstandingsgeloof. Die krag van opstandingsgeloof. Ons skriflesing is Lukas 11 vers 9 tot 10. Lukas 11 vers 9 tot 10. Ons kyk na Lukas 11 vers 9 tot 10. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Tot sover die Here seën sy woord. Ons lees in Genesis 14 dat God gekom het en vir Abraham gesê het, sou iets vir God te wonderbaar wees om te doen. Met ander woorde, daar is geen beperking op God se krag en op God se mag nie. Sou iets vir God onmoontlik wees om te doen. Hy is die God van die onmoontlike. En in dit is daar vir my soveel troos en versterking, dat met watter versoek, met watter behoefte jy na die Here gaan, dan sê die Here, sou iets onmoontlik wees vir God om te doen. Hy is die God van die onmoontlike. Daar is geen beperking op hom nie. En omdat hy die God van die onmoontlike is, kan ons in die geloof met vrymoedigheid tot God nader en weet wat ons ook al vra, wat ons behoefte ook al is. God sal vir ons voorsien, want hy is die God van die onmoontlike. God se hart is dat ons hierdie begrip van dat niks vir hom onmoontlik is nie, dat ons met innerlike geloof dit in ons geesmens sal vat en dat ons sal verstaan dat geen probleme, geen situasie, niks kan ons skei van die liefde van God nie. En niks wat met ons gebeur, kan God nie in beheer wees nie. Hy is die God van die onmoontlike. Daarom, as gelowige, hou ons vas aan die beginsel, dat God se krag en sy genade ken geen perke nie. So, ek wil vandag kom sê,
Partykeer dan kom lê dit in ons gees dat gaan die Here deurkom vir my. Gaan die Here hierdie beginsel verstaan dat ek nou dringend nodig het, hy ingryp. Dan kom God en sê, hy kan nie beperk word nie. Hy is onbeperk. En sy krag en sy mag is onbeperk. Vandag kom ek en wil ek met julle gesels dat ons vandag ons hand in eie boesem steek en vir onsself vra. Jy in jou eie situasie, dit wat om jou is, dit wat met jou gebeur, dit waardeur jy gaan, in watter mate laat jy toe dat jy God beperk? Aanvaar jy dat God sê, hy is bo alle mag en krag verhewe. Hy is die God van die onmoontlike. Of laat jy in jou situasie toe, laat jy God beperk en dink, maar sal God my deur hierdie situasie kan dra? God sê, sy genade is onbeperk, sy krag is onbeperk. So hy sal vir jou, deur alles waardeur jy gaan, deur elke situasie, sê hy, my kind, ek steun jou, ek ondersteun jou, ek dra jou. God se hart is, en dit is waar ek dink ons baie keer tekort skiet. God se hart is dat ons met binne geloof hom sal vertrou. Ons lees ons Bybel, ons lees die Here sê ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. Ons lees dit en ons dink, die Here sal ons nooit begewe en verlaat nie. Maar God wil hê dat ons met binne geloof sal weet, hy dra ons te midde van alles, dra ons en dra hy ons deur dit. Daar is 'n metafoor wat lui. Die arm van die Here is nooit te kort om te help nie. Jy weet, partykeer in sekere situasies, kyk 'n mens na jou situasie, dan dink jy, Here, jy moet ingryp, jy moet dringend ingryp. En jy kyk na dit waaroor jy bid en jy dink, Here, sal hierdie man waaragtig ooit tot bekering kom? Here, sal hierdie persoon werklik by u uitkom? Here, sal u hierdie moeilike situasie ontknoop en herstel bring? Sal u ingryp? Sal u finansies voorsien? Sal u die onmoontlike moontlik maak? En ek wil vandag sê, broer en susters, God is die God van die onmoontlike. Ons moet toelaat dat ons binne geloof in ons geestemensie opstaan en uitspreek vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, ook vir hulle wat na sy wense geroepe is. Dat ons sal verstaan, dit maak nie saak waardeur die Here jou stuur nie, dat die Here sal jou dra te midde van watter omstandighede ook al. Die woord sê, sy arm is nooit te kort om te help nie. So hy kom en hy gryp in enige situasie waar jy roep om genade. God eer die gebed van die gelowige. Hoekom? Want hy ken jou hart. Omdat hy jou hart ken, eer hy jou gebed en tree hy deur die Heilige Gees toe in dit wat jou hartsbegeerte is en dit wat jou hart, wat hy praat van hart tot hart na God. Hy ken dit, hy eer dit. God se hart was nooit dat ons alleen ons pad moet loop nie. Daarom sê hy, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar toe kom God en hy besef, ons as mense is feilbaar. Ons glo in God, ons vertrou God. Selfs die disippels op die see het soveel geloof gehad, maar toe die golwe kom en die bootjie heen en weer gaan, skud hulle aan Jesus en sê hy slaap.
kan hy nie sien hierdie storm op die see nie. Wat hy sien, partykeer breek daar skielik 'n storm los, en jy is op die bootjie, en jy dink, Here, maar nou, waar is u nou? U moet ingryp, u moet toetree. Ja, ek dink, Here, die disippels wat saam met Jesus gewandel het al die geloof van die wêreld gehad. En iets in daardie beeld wat die Bybel vir ons weergee, waar die disippels op die bootjie is en Jesus wakker maak wat lê in slaap en sê, word wakker, kyk hierdie storm en jy lê in slaap. Wil vandag vir jou sê, wat jou storm ook al is, Jesus is daar, die Heilige Gees is daar, God drie-enig is daar, ook in 'n bootjie wat dobber op die water, ook 'n bootjie wat storms moet trotseer. Die Here is daar te midde van alles. Die Heilige Gees, in die woord lees ons, die woord sê, die Heilige Gees ken ons in alle waarheid. Met ander woorde, hy ken ons in alle waarheid. Hy maak bemoeienis met elkeen van ons, in watter omstandigheid ook al. God is daar. Maar vandag, ek het die grondleg nou gegee, van geloof, dat ons met geloof vorentoe moet gaan, dat geloof ons gaan dra. Vandag leer ons van die profeet Elia, 'n geestelike waarheid. God antwoord nie noodwendig dadelik op ons gebede nie. Nou dink ons almal kan 'n amen sê daarop. Partykeer bid jy en die Here antwoord dadelik. Partykeer bid jy jare voor die Here deurbreek. God se tyd is die volmaakte tyd. En daar was tye wat ek al gewens het, ek kan die Here net bietjie help. Maar God wil hê, ons moet die beginsel verstaan, dat sy tyd die volmaakte tyd is. Hoekom? Sodat ons hom vertrou, dat hy op die regte tyd, in die regte situasie, sal toetree, en intree, en ingryp. Daarom antwoord hy nie noodwendig ons versoeke nie. Ons sien, daar was droogte in Israel, vir 3 jaar. Nou kom Elia as profeet, en hy bid namens die volk tot God om reën. En ek wil vandag al vergeet julle alles wat ek gesê het, hoor net hierdie. En sien, wat doen God aan 'n profeet? En hy doen dieselfde met ons, en dat ons die beginsel sal verstaan. Elia kom en hy bid namens die volk vir reën. Nou kom die Here en hy verseker vir Elia, hy gaan reën gee. So hy kry 'n amen in sy gees, daar's reën op pad. Het hy nodig om verder te bid? Hy het nodig. God het net 'n amen in sy gees gegee. Kyk wat gebeur. God het nou vir hom gesê, ek gaan reën gee, maar God het nie gesê wanneer nie, God het nie gesê hoe nie, hy het net 'n amen gegee, hy hoor sy gebed. Nou sê die woord, Elia klim op die berg Karmel, en hy val op sy aangesig neer, en begin bid vir reën, weer eens. So hy het al gebid vir reën, op sy eie, nou klim hy op die berg Karmel, en hy bid vir reën, die Bybel sê weer eens. Nou is hy daar saam met sy diensknegt. Nou bid hy ernstig, dat die Here reën sal gee, daar was 3 jaar droogte. En die volk smag na reën, die landerye smag na reën. Daar is nie water nie, die putte is droog. Elke keer stuur hy sy diensknegt om te kyk of daar 'n wolkie
op die horison is. So hy bid, en dan vertrou hy dat die Here nou die reën gaan stuur. Dan stuur hy sy diensknegt. En die woord sê, hy het hom 6 maal gestuur om te kyk of daar 'n wolkie is wat die Here sy gebed beantwoord. Nou wil ek sê, ons moet hierdie beginsel mooi verstaan. Elia het in sy hart tot God gebid en gevra vir reën. All by himself, in sy binnekamer. En die Here het vir hom in sy binnekamer die wete gegee, hy gaan reën gee. Terwille van die volk het hy op die berg geklim, want hy is die profeet van die volk. En hy het met sy handlanger opgeklim, en hy het gaan bid. So die volk is hier onder, en hulle sien Elia op die berg, en hulle sien hy bid. En 6 keer stuur hy sy diensknegt, om te kyk of daar 'n wolkie kom. Ek wil vandag vir jou sê, ons maak foute. Ons bid vir God, en ons vra vir God, en ons kry 'n amen in ons gees, en dan los ons dit. Ons moet leer om 'n saak deur te bid. Deur te bid. Ek sê hom weer, jy moet jou saak deur bid. Aanhou bid. Ons moet onthou, hy het die belofte ontvang. Die Here het vir hom die belofte gegee, hy sal sy gebed verhoor. Tog hou hy aan met bid in erns. Nou ek weet, en ons is mens, ons bid oor 'n saak, en dan beleef ons half 'n amen in ons gees, dat die Here nou verstaan wat ons saak is, en dat die Here aandag aan ons saak gee. Maar kom ons leer by hierdie profeet, Elia, dat hy bid tot hy die antwoord sien. Hy hou nie op met bid, voor hy nie die antwoord sien nie, en dis waar ons die fout maak. Ons bid oor 'n saak, maar ons bid en dink ons het nou 'n amen in ons gees, en dan hou ons op met bid. En dis of die Here dit net op my hart gelê het, ons verstaan nie die beginsel, dat jy moet aanhou tot jy die resultaat sien, en dan dank jy God, en dan eer jy God. Jy bid in geloof, God gee jou die versekering, hy gaan verhoor, maar jy moet leer om hom deur te bid, tot jy die antwoord sien. Ons moet onthou, hy die belofte van die Here ontvang, dat die Here sy gebed verhoor, tog hou hy aan met bid, in erns. Nou kyk ons na die beginsel, wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hoor nou, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof, dis wat die Bybel sê. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. In 'n woorde, ons staan op ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nog nie sien nie. Dis geloof, om God onvoorwaardelik te vertrou, al gebeur dit nie reg voor jou oë nie, maar jy vertrou God onvoorwaardelik dat hy die gewer van alle goeie gawes is, en dat hy jou gebed sal verhoor. Dis geloof, om aan te hou bid. Dit is hier, waar ons gelowiges faal. Want ons bid, totdat ons in ons geesmens beleef, God het ons gehoor, en God gaan toetree, en God gaan voorsien. Maar, kom ons leer by Elisa. Hy het aanhou bid, totdat hy met sy natuurlike oog die antwoord gesien het. So jy moet
'n saak deurbid, en ek is self skuldig, mens bid oor 'n saak, en dan glo jy die Here hoor, en jy dink, nou verstaan die Here mooi wat jou versoek is, maar hy was bereid om vas te byt tot met sy natuurlike oog, laat hy dit sien. Hoekom hou ons op met bid? Want ons laat twyfel toe in ons gemoed. Ons bid oor 'n saak, en ons bid, en dan wag ons 'n paar dae, dan bid ons nie, dan lê dit weer in ons, en dan bid ons weer oor dit, en dan kom ons, en dan staan ons voor die Here, en dan herinner ons die Here weer van ons saak. Nee, Elisa het die saak deurgebid, tot daar 'n oplossing gekom het. Wat vandag vir jou sê, die saak waaroor jy bid hom, totdat die antwoord kom. Moenie ophou nie. Kira kayento kuroko koyento kushianda baranda bashento. Lord God, I know that you are the God that you say you are. Want God sal dit bewerkstellig wanneer die tyd reg is. So ons moet aanhou bid. Selfs al kry jy 'n amen, laat die Here sê, hy sal dit vir jou gee. Maar totdat jy dit sien gebeur, tot dan bly jy bid. Hoekom sukkel ons om 'n saak deur te bid? Ons bid oor 'n saak, en ons bid tot op 'n sekere plek, dan dink ons, nou die Here mooi gehoor, nou verstaan die Here wat aangaan, en ons verstaan die Here, verstaan nou mooi ons hart, en die Here weet wat is die begeerte van ons hart, so nou is ons en die Here mooi met mekaar, en ons hou op met bid. Want ons dink, God verstaan nou ons saak. Ons sê te gou, amen. Hoekom sukkel ons om 'n saak deur te bid? Soos Elisa. Hoekom hou ons op? Want ons vertrou God, maar ons verstaan nie dat God geloof in ons moet opwek. Geloof is om te sien en te glo. Dis geloof. Want ons loof die Here midde in ons omstandighede. Maar in ons geeste mensie, ons sê dankie dat die Here gaan ingryp. Maar in ons geeste mensie kyk ons nog steeds vas teen die probleem. Ons sê Here dankie, U gaan ons kinders se lewens red. Maar in jou gees kyk jy nog vas teen hulle wat ongered is. En dit is presies wat Elisa ons leer. Jy bid maar regtig tot jy die antwoord kry, en dan sê jy amen, en dan hou jy op. Ons moet leer om so te bid, dat ons saam met God by die wenstreep kom. Dat ons die saak deurbid, dat ons saam met God by die wenstreep sal kom, en saam met hom daar staan, en dan kan jubel en juig saam met die Here. Hoekom twyfel ons? Ons staar ons blind teen feite. Jy bid vir iemand vir bekering. Jy sien, hy dien glad nie die Here nie. Hy vloek en skel, hy gebruik sommer die Here se naam ook partykeer, of iemand drink, en iemand steur hulle nie aan die Here nie, of 'n kind het afgedwaal, of wat ook al die issue is. Jy kyk daarna en jy bid, Here gryp in. Maar God wil vandag vir jou leer, dat jy saam met hom moet wenstreep toe hardloop. Totdat jy die eindresultaat sien, bly jy bid.
Ons staar ons blind teen feite, in plaas van om God onvoorwaardelik midde in die saak, saam met God, hierdie saak deur te bid. Na die 7de gebed, het die diensknegt 'n klein wolkie, die woord sê, so groot soos 'n man se hand gesien. Toe dink ek, groot is die hemelruim. Hoe klein moes daai wolkie gewees het, as die woord sê, die wolkie was so groot soos 'n man se hand. So dit was 'n stippeltjie in die hemel wat hy gesien het. En hy kom, die diensknegt kom en sê, hy sien 'n wolk so groot soos 'n man se hand. Elia het 6 keer gebid, het hy elke keer omstuur om te gaan kyk. En daar was niks, 6 keer. Die 7de keer sien hy 'n wolk en so groot soos 'n man se hand. Nou vra ons, hoekom moes Elisa, hoekom moes hy so aanhou bid en aanhou bid en aanhou bid? Ofskoon die Here vir hom vooraf gesê het, ek gaan jou gebed beantwoord. God wil saam met jou die pad stap deur sy Heilige Gees. God wil geloof in jou opwek en geloof in jou geesmensie so opwek dat jy met opstandingsgeloof na die saak sal kyk. En God, wanneer jy 6 keer, 7 keer bid oor 'n saak, laat hy dit toe om jou geloof te toets. Ek het al, toe ons jare terug met die gemeente begin het, met 'n ouer dame gewerk, wat vir my vertel het, dat sy vir haar seun se bekering gebid het oor die 30 jaar. Nou dink ek, Here, dit is 'n ou dame. En ek dink sy moet bang wees sy gaan dood, en wie gaan dan vir die seun bid? Maar God bly 'n waarmaker van sy belofte. Hy het haar die voorreg gegee om haar seun se bekering te sien. En ek wil vandag vir jou moed gee. Dit waaroor jy bid. Vertrou die Here. Bly bid. Soos wat hy daar bo op die berg op sy knieë gaan staan het. Geweet het God gaan die reën gee. Maar hy het nie geweet hoe lank moet hy die saak deurbid nie. My broer en suster, ek wil vandag vir jou sê, God toets ons baie keer om te besef, is die saak vir jou so belangrik, dat jy bereid is om hierdie saak deur te bid op jou knieë, en God te vertrou vir die saak wat jy na die Here toe bring, is jy bereid om God in hierdie saak, God so te vertrou, dat jy te midde van alles, al is daar nog nie 'n wolkie nie, God te vertrou. En wanneer daar 'n wolkie soos 'n mens se hand kom, dat jy nie gaan twyfel nie. Dat jy daai klein antwoord wat die Here gegee het, sal vasvat en God sal vertrou. En weet, te midde van wat jy sien, wat eintlik waaragtig nog nie jou antwoord is nie, dat jy sal kom en sê, Here, my God, ek eer U. In die geloof vat ek dit wat ek sien, en ek spreek lewe daaroor, al is dit nog nie my antwoord nie. Ek spreek lewe daaroor. Ek vat dit en ek spreek lewe daaroor.
God toets in baie situasies waardeur ons gaan. Toets hy ons geloof om te sien of ons bereid is om vas te hou aan hom en die saak deur te bid. Die woord gee vir ons 'n pragtige teksverg. Vertrou die Here, hou vas aan sy belofte, want die woord sê, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroepe is. So ek wil vir jou sê, God het voorsien, toe hy die 7de keer die klein handjie sien, dit was so klein, en 'n heelal antwoord wat die Here hom gegee het, dat hy kon amper gesê het, okay, dis nou so 'n klein wolkie, gaan dit nou die wolkie van reën wees, waarvoor die mense 3 jaar droogte gehad het, waaroor hulle God vertrou het. Want onthou, die hele land het droogte gehad. God gee hom net 'n klein handjie as geloof. Ek wil vandag vir jou sê, hier is mense wat inluister, hier is mense in die gemeente, wat vandag nodig het, om die klein wolkie, wat die Here vir jou stuur, al is dit vandag se boodskap om vir jou te sê, hou aan met bid. Die 7de maal het hy die klein wolkie gekry. Bid die saak deur, moenie moed opgee nie. Want God is die God van die onmoontlike. Ook in jou situasie sal hy die onmoontlike doen. Hoor jy vir my, Stefan? In elke situasie sal hy die onmoontlike doen, maar jy moet bereid wees om jou saak 7 maal voor God te bring en hom te vertrou, al is dit 3 maande, al is dit 6 maande, al is dit 20 jaar, die Here sal jou gebed beantwoord, maar vertrou die Here, want die Here sê, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. So hy is El Shaddai, hy voorsien. Ek sluit af. Hou vas aan God se opstandingsgeloof. Hy het die dood oorbrug, hy lewe tot in alle ewigheid en hy maak bemoeienis met ons. Kom ons leer vandag om aan te hou bid oor ons sake, want God is die God van die onmoontlike. Hy sal ook die onmoontlike vir jou moontlik maak. Dit is in die 7de gebed wat God deurgebreek het vir hom. Mag God deurbreek ook in jou 7de gebed, dat hy by die onmoontlike is, die moontlike vir jou moontlik maak en deurbreek. Is nodig dat ons van voorkomende geloof, ander woorde, ons bid en bid en bid, sal deurbeweeg na opwekkingsgeloof. Toe Jesus uit die graf opgestaan het, Martha het gesê, Here, hy ryk vir die omstanders gesê, maar hy ryk al. Dis die opstandingsgeloof, dat Jesus uit die dood opgewek is. En daardie geloof van God wat die onmoontlike kan doen, moet ons God vertrou, ook in die saak wat jy na die Here toe bring. En ek sluit af. Die Here sê vir elkeen van ons vandag, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Soos wat hy sy profeet Elia gebruik het om in te tree.
Dit het my aangegryp. God het vir hom gesê, ek gaan jou gebed verantwoord. So hy het 'n amen in sy gees gekry. Maar in dit het hy afhanklik van God gebly, om te bly bid vir reën vir die volk. Hy het bly bid, hy het bly bid, hy het bly bid. En vandag wil ek vir jou sê, my broer en suster, God ken die verlange van jou hart. God weet, hy ken jou hart, hy ken die behoefte van jou hart, en hy weet, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroepe is. Daarom spreek ek lewe oor jou gebed. Ek spreek vandag oor jou gebed, dat God, wat 'n waarmaker van sy beloftes is, ook in dit 'n waarmaker in jou lewe sal wees, en dat jy die vermoë sal ontvang om die saak deur te bid en God te vertrou, te midde van wat jy om jou sien, om die geloof te hê om dit deur te bid. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, my gebed vandag is, U ken elkeen se hart, U ken elkeen se hart vir sy versigtiging. Die versigtiging van ons harte is, Here, gee ons die vermoë om die saak deur te bid. Om nie op te hou bid oor 'n saak nie. En nie, wanneer ons in ons gees, soos hy geweet het, daar gaan reën kom, maar Here, hy was getrou om die saak deur te bid. Gee ons die vermoë om die sake wat ons na U toe bring, deur te bid en U te vertrou. En elke dag ons afhanklikheid en aanhanklikheid aan U sal besef. En ons eer U daarvoor, want U is die God van die onmoontlike. U sê, niks is vir U onmoontlik om te doen nie. Ons eer U daarvoor. En ek dank U, Here, dat U nou elkeen wat inluister, elkeen in die gemeente, sy behoefte ken, en dat U vir elkeen die begeerte van hulle hart sal gee. Maar Here, vandag maak ek in die gees geloof los, dat hulle in geloof die saak sal deurbid, en weet, U sal ook in dit oorwinning bring. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.